Dis vandag die laaste praatjie in ons Gerad vir skool reeks wat Old Mutual borg. En ek wil net baie dankie sê vir Old Mutual. Dit is nou 10 gesprekke wat ons oor die afgelope 2 maande of so gehad het. En dit is meestal nog allemaal op ons Facebook blaaie of dit gaan ook op YouTube wees. En Old Mutual kan jou help om met die toekomstige koste van onderwys vir jou kind te bereken. Hulle het die aanlyn rekenaars. Ek sal in die kommentaar 'n skakel sit en ook 'n QR-kode. Dit werk regtig baie nice. Jy gaan die skakel doen en vul jy 'n paar goedjies in en dan kan jy weet help dit jou om te sien hoeveel jy moet spaar vir onderwys. En onderwys is vandag ons ons het Rudy, Rudy eers bekendstel. Ons het Rudy Swanepoel hierso vandag. Toe ek vir Rudy vra wat ek op sy plakkaat moet sê van wat is hy nou eintlik, sê hy is 'n mens. Maar Rudy is ook 'n pa van 4 en betrokke by sy kinders se skool en al daai dinge. So ek wil ons gaan vandag oor skool praat want ek weet baie van ons lesers, want jy is lesers, ons staan dus al van die begin van hierdie jaar, graad R, graad 1. Dis baie anders as kleuterskool en crash en daai tipe van ding. So Rudy, wat kan die ideale ouer doen? Ja, Helen, in die eerste plek, ek dink nie daar is iets soos 'n ideale ouer nie, maar ek dink wat ons as ouers kan doen is om amper ons gesindheid of ons houding amper te na te gaan as ons kinders dan nou graad 0 toe stuur of graad 1 toe. So daar's 'n paar verstellings dink ek wat ons moet maak. Die eerste ding wat ek wil sê is, mens moet onthou dat enige sosiale instelling, soos 'n skool of 'n gesin, het selfkorrektiewe of selfregstellende goeders. Kom ek wees prakties en gebruik 'n voorbeeld. Mense kind gaan graad 1 toe en jy hoor nou al vir 'n jaar of 2, hierdie juffrou is die beste of die oulikste of so, en jou kind beland dalk nie by daai juffrou nie. Ja. Dan het jy angs, dan stres jy jou gedaan en jy sê, wat gaan van my kind word, gaan hulle okay wees of nie? Maar jy vergeet in die proses dat jou kind van graad 1 af heel waarskynlik 12 jaar se skoolopvoeding voor het. Ja. So met ander woorde, net om in daai oomblik te sê, kom ek ontspan, kom ek onthou, this is not it, nee? Ja. Dis nie my eerste en enigste, dis my eerste kans, maar dis nie my enigste kans nie. Ja. En dan wil ek nog verder uitzoom en sê, mens vergeet dan ook jou eie invloed in die proses, en jy vergeet ook die invloed van jou breër gemeenskap. Ja. En ek wil nou amper soos 'n regte dominee wees en 'n bietjie preek en sê, in die tyd wat ons nou lewe, met AI en machine learning en al hierdie goeders, dink ek die waarde van regte gemeenskap, regte community, gaan al hoe meer word. Die waarde gaan opgaan. So met ander woorde, weer eens die self-correction, of die selfregstelling wat ons almal eintlik inherent in ons het. Ek dink ons moet baie intentioneel wees en sê, wie het ek behalwe my onderwyser en my skool nog nodig? Ek het vriende en vriendinne nodig. Ek moet, paas en maas, beide versorgers of ouers, moet 'n rol speel om die regte soort of goeie invloede in ons kinders se lewe toe te laat. Ja. En ek dink regtig ander instellings het ook 'n rol te speel, soos kerke, soos clubs, soos sportverenigings. Alle skole bied nie meer deesdae aan die sport aan nie, maar om blootstelling te hê op daai verskillende plekke, dink ek het ongelooflik baie waarde. Ja. Dan wil ek vra dan, een plek waar daar seker 'n bietjie gemeenskap gesels en seker goed gebeur is die WhatsApp groepie. Want daar is vir elke klas mos nou 'n WhatsApp groepie. Ja. So wat moet die mense intensies wees met hierdie groepies? Ek is ook al deel van vele van hulle. Ja, dis interessant dat jy dit sê, Helen, want ek dink, as ek nou terugdink aan ons kinders toe hulle op skool was, jy weet, ek dink dit het baie keer sleg gelyk, want daar verstaan Rudy Swanepoel net te groot. Ja. Maar in elk geval, ons het almal op daai pad ook geloop. Ek dink die belangrikste goed is, ek dink mens moet net, kyk, ek dink ons raak almal in 'n sekere opsig carried away, nee. So mens sien inligting en jy wil onmiddellik reageer of so, en ek bedoel, ek is nou by ander groepe goed betrokke waar, dis slim mense, wat baie keer baie dom goed doen. Baie keer doen ek self baie dom goed op 'n WhatsApp groep. Maar dit die basiese goed om in gedagte te hou, jy weet, is dit kind wat ek nou gaan sê? Is dit nodig? Is dit, jy weet, moet ek dit op hierdie manier sê, net daai goed. En dan die ander ding, dink ek wat mens moet onthou, jy vergeet baie keer
dat jy iets op 'n groep gaan sê wat jy eintlik net vir een mens wil sê. Ja, Jy weet, en om dan te onthou, WhatsApp het die funksionaliteit om te sê, reply privately. ja, Net om daai common sense half te behou, ja, en te dink, maar jy laat my nou iets anders dink, en dit is dat, in hierdie lewensfase, waar mense kleuter nou skool toe gaan, dink ek moet mens jouself ook herinner, dat jy hulle eintlik aan 'n expert toevertrou. Want dit is een van die leuns van ons tyd. Ons is almal experts. Want YouTube en die aanlyn wêreld het ons nou kantig almal experts gemaak, maar ons is nie. Ons is nie. So as ek aan die skool dink, ek bedoel ek gaan nou 'n bietjie humoristies wees, maar jy weet jou kind se onderwyseres gaan nie noodwendig die Nobelprys vir opvoeding wen nie. Maar soos met ons as ouers, ons is wat ons moet wees is goed genoeg. ja, Ek moet 'n goed genoeg ouer wees en ek moet die onderwyser vertrou om 'n goed genoeg onderwyser te wees. ja, Natuurlik kan daar 'n situasie wees, ons hoop nie daar is nie, waar 'n grens oorgesteek word en waar mens dalk moet gaan praat of jy weet iemand anders se kennis of wysheid kry, maar oor die algemeen is ons kinders in goeie hande. En ja, ek dink ons moet daai proses vertrou en probeer fokus op die positiewe. ja, En daai onderwyser bemoedig. ja, En sê, weet jy wat, ek weet jy doen jou bes. Jy kyk mooi na my kind, baie dankie daarvoor. ja, En nie wag tot die einde van die jaar nie, weet, want dan Ja. stuur ons dan weer blomme, jy weet, of sjokolade. Maar ek dink is iets wat mens deurlopend moet doen. ja, ek stem saam. En onthou later in jou kind se skoollewe gaan daar klomp onderwysers wees. Ja. Hulle nie net dan een klas onderwyser nie. En dan gaan altyd, ek het vir my kinders, kom hulle by die huis en kla oor onderwyser. Ek het altyd vir hulle gesê, ek dink ek het in 'n vorige gesprek ook genoem. Daar gaan altyd mense in jou lewe wees met wie jy oor die weg kom en ander met wie jy nie oor die weg kom nie. Maar ek het hulle altyd aangemoedig, probeer iets vind, daai een waaroor almal nou sê, maar niemand hou van haar nie en sy's aaklig. Ja. Kyk jy nou 'n bietjie in jou volgende klas of jy iets kan vind aan haar of hom waarvan jy hou, want almal het 'n redeeming feature. Ja. Sy is miskien nie jou gunsteling onderwyseres nie, maar miskien hou jy baie van haar uitrustings. Vind iets. Daar's iets wat sy reg doen en probeer altyd maar die positiewe sien en probeer op 'n ordentlike manier met die negatiewe omgaan. Absoluut. En daar's ook gevalle waar jy weet daar's 'n geskinder in die WhatsApp groepie oor een onderwyser waarvan iemand hou nie en sê maar ek het baie van haar. Ja. So en dis jy gaan die loop van jou lewe gaan jy met verskillende mense te doen hê. Absoluut. Ja. En die waarde daarvan is, daai positiewe inslag wat jy vir jou kind leer, het waarde vir die res van hulle lewe. Onthou, ons kyk nie nou net na ons 5 of 6-jarige of 7-jarige se lewe nie. Ons help hulle eintlik om 'n toekoms te skep. Ja. En daai 'n positiewe waarderende ingesteldheid Ja. is van onskatbare waarde. Ja. So ons moenie dit geringag nie. Ja. Maar ek is mal oor ook wat jy sê oor gemeenskap en dit is dit gaan ons toekoms wees en ons redding met alles wat aangaan. Kyk, hierdie klein gemeenskappe, dit is eintlik wonderlik om deel te wees van 'n skoolgemeenskap. Dis iets wat ek het nie gedink ek gaan dit so baie geniet nie. Dis eintlik so lekker. Ek het nou vriendinne wat in hierdie stadium is wat kinders graad 1 toe gaan en Hanneke wat een van ons sprekers was ook met een van die goed wat sy was op pad na die praatjie na die graad 1 gala toe en ek sê altyd daar's niks so goed vir jou siel soos 'n graad 1 swem gala nie. Dis 'n wonderlike ding en ja, wees betrokke en geniet dit. Dis 12 ontsettende vormende jare wat kom en julle gaan altyd daaroor praat en dinge onthou en ja, dis Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. En dit gaan so verby. En dit gaan so verby. Dis daai klisees regtig vaar. Jy kan nie glo hoe gou julle in plek gaan wees. Miskien is dit 'n goeie noot om op af te sluit om te sê moenie die tyd omwens nie. Waardeer elke oomblik. Want as dit besig is en jy sukkel met kosblikke en etens en goeders en allergieë en wat ook al, dan dink jy hierdie gaan vir altyd aanhou. Dit hou nie vir altyd aan nie. Dit is net so dat dit verby. So ek dink ook daar pas gebore storie waar jy dink,
is dit nou my lewe? Dit is nie. Dit verander konstant en ja, en dit gaan verby en geniet maar net die oomblik daarvan. Ek dink baie mense sê altyd die laerskooljare is die lekkerste beste jare en ek stem nogal saam. Hoërskool raak 'n bietjie meer gekompliseerd, maar laerskool is eerlikwaar ek dink die van die lekkerste jare. Absoluut. So geniet dit en baie dankie Rudy en baie dankie aan Old Mutual wat ons borg was vir hierdie hele reeks. Daar's 10 praatjies, ons sit dit op YouTube, dit sal uitskakels deel. En ja, ek hoop julle doen dit weer volgende jaar.